Goeiemôre Ligpunt. Ek sien die kinders gaan uit. Julle kan eintlik eers na die volgende lied uitgaan as julle wil bly vir die doop. Maar van die kinders is ons vinnig. So as hulle al weg is, dan is dit nou maar so. Dis okay. Maar ons gaan die kinders uitstuur na die doop. Dis altyd lekker om hulle deel te hê van die doop. Ekskuus, ek het ingeval. My naam is Johan van Aswegen en ek gaan ons net deur die doop lei vanoggend, wat altyd 'n vreeslike kosbare geleentheid is vir ons om weer die evangelie te sien. Net so per inleiding oor die doop by Ligpunt. By Ligpunt het ons 'n parallelle doopbeleid. Spesifiek in Ligpunt, ons plaaslike gemeente, beteken dit, in hierdie gemeente, ons besef en weet en glo almal hier is lief vir Jesus. Ons besef en weet en glo almal hier glo in die Bybel as die woord van God. Almal hier wil God gehoorsaam en almal hier glo die doop is belangrik as een van 2 sakramente wat Jesus vir ons gegee het. Maar in ons verstaan as kerk van wat die Bybel verduidelik oor wie gedoop moet word, gelowiges of gelowiges en hulle kinders, kom ons as plaaslike gemeente binne in hierdie kerk het ons verskillende oortuigings. En deur te sê ons het verskillende oortuigings of ons het 'n parallelle doopbeleid, sê ons nie ons is relativisties nie, ons sê nie almal is reg nie en ons sê nie dit maak nie saak nie. Maar ons is wel oortuig dat gegee die feit dat geesgevulde Bybelgefundeerde gelowiges reg deur die geskiedenis van die kerk tot verskillende geloofsoortuigings gekom het met betrekking tot die doop, as ook dat die Nuwe Testament se klem, die vreeslike klem op die belangrikheid van Christen-eenheid binne die plaaslike kerk, sê ons bloot net deur ons parallelle doopbeleid dat ons is bereid om in hierdie spanning saam te lewe onder een dak. Boeties en sissies, een in Christus, al het ons verskillende oortuigings oor die doop. Enige meer, as jy meer wil weet of met iemand wil praat of vra het oor hierdie beleid, kom praat gerus met my of een van die ander ouderlinge in ons gemeente. Ons sal graag die gesprek met julle wil hê. Kom ons beweeg na die doop toe. Voor ons gaan doop, het ons dit goed gedink om vanoggend vir Matt wat gedoop gaan word, te vra om net, dis eintlik 'n wonderlike lang storie, maar ons het hom gevra om net sy getuienis te deel, die kort weergawe, die kort en kragtige weergawe. Maar ek wil julle uitnooi, as julle meer wil weet oor sy storie, vra hom. Daar's soveel meer wat die Here gedoen het in sy lewe oor die laaste paar jaar. Vra hom gerus uit daaroor. Maar Matt, kom op en deel met ons asseblief jou storie. Net daarso. Ja, kyk vir. Hallo julle, ek hoop julle kan my mooi hoor. Ek is so 'n bietjie op my senuwee, so ek het hierdie kaartjie dat ek nie te veel in sirkels praat nie. Sorry, ek is nie 'n sanger nie, so ek weet nie hoe hierdie ding werk nie. Ek het altyd gedink as 'n kerk my die dag laat praat met die mikrofoon, dan het daar nogal iets skeef geloop. Ek is nie eintlik die ou om te vra vir advies of so nie. Ek is maar net 'n ou, maar dit is vandag vir my baie groot voorreg om 'n vinnige recap van my storie met julle te deel. So ek het eintlik groot geword in die kerk, in 'n NG kerk. Ek weet nou nie hoe ons hieroor voel nie, maar dit was meer 'n roetine eintlik as enigiets anders. Ek het maar kerk toe gegaan want anders kry jy pak. So dan is jy nou maar nie te moeilik nie. En toe na skool het ek eintlik bietjie weggeval en nie die kerkding ernstig opgevat nie. Ek het nie eintlik geweet hoe pas dit in nie. Ek is nogal 'n skeptiese ou. Ek stel baie belang in wetenskap en so aan, en dit vir my gevoel daai 2 groepe meng nie so lekker nie. En dit het my bietjie weggehou van die kerk af om die waarheid te sê. Maar so net na my universiteitsloopbaan, toe ek begin werk het een van my beste vriende, Andreas, hy sit daar, my Ligpunt toe genooi en ek
ek het net 'n klomp verskonings uitgedink en gesê nee, ek is besig of ek kan nie kom nie en hy het my net aanhou nooi en eventually het my verskonings bietjie opgeraak. En so toe kom ek, maar krities hoor, laat ek vir jou sê, ek is 'n oordelaar. Maar ek het eintlik toe vinnig ingeskakel by die kerk en ek het dit baie geniet om te kom en vinnig, vir my gevoel, vinnig deel geword van die gemeenskap en dit het vir my gevoel asof my geloof en alles weer nou mooi op trek is en dinge het gevoel asof dit sin maak en ek het gedink, ja, maar dit gaan net so goed en dit is net so great en ja, ek doen 'n great job. Dit is net fantasties. En na omtrent, ek sal sê omtrent 'n jaar en 'n paar maande van so lekker voel, toe begin ek minder lekker voel. Toe voel ek al so net 'n krapperigheid. Ek weet nie eintlik wat dit was nie. Ek weet net dat dit daar was. En ek kon dit nie ignoreer of wegdink of so nie. En ek het vir so 'n paar weke so gevoel en toe kom praat iemand met my wat baie naby was aan my en toe sê hulle vir my, hoorie, ek dink nie jy's op die regte pad nie. Ek dink jy doen nie dit goed verkeerd. En toe my immediate reaction was soos, Jessie, hoe sê jy dit vir my? Ek's dan so cool. Soos ek doen alles dan so reg. Hoe kan jy dit vir my sê? En toe na soos 10 minute, toe besef ek, nee, hierdie persoon is reg en dankie tog het hulle my sê, want nou weet ek. En ek het so half verlore gevoel en nie eintlik geweet hoekom gaan dit nou so en okay, nou besef ek hierdie ding, maar nou wat doen jy daaraan? En ek het besef die gemeenskap van die kerk en alles, hoewel dit ook baie belangrik is en ook baie goed is, het dit my 'n bietjie 'n valse sekuriteit in my geloof gegee. Soos die beste manier vir my om dit te verduidelik is, as jy in 'n swembad swem saam met 'n klomp mense en almal swem half in dieselfde rigting, dan vorm daar hierdie stroom. En as jy nou in daai stroom swem, dan jy hoef nie baie hard te swem nie, maar jy beweeg nogal vinnig. En as jy bietjie arrogant is, dan kan jy dink, "Jesus, maar ek is 'n great swimmer. Kyk hoe move ek." En dit het amper vir my so, die kerkgemeenskap het vir my so geraak, soos ek het Jesus geken deur die gemeenskap, maar ek het hom nie direk geken nie. En toe het ek met na hierdie, amper sê, openbaring, of hierdie beseffing wat ek gehad het, was nie regtig 'n beseffing nie, iemand het net direk vir my gesê, hoor, jy doen nie goed nie reg nie. Maar toe besef ek het. Toe gaan praat ek met 'n klomp mense wat senior is in die kerk. Dit was nie almal eers in hierdie kerk nie. En daar was 'n ou wat voor in die kerk vir my gebid het. En ek moet nogal verlore voel as jy my voor in die kerk kry. Tensy ek gedoop word, dan as ek ook voor. Maar in daai gebed het dit vir my gevoel asof daar letterlik 'n las so van my skouers afgelig is. So asof jy letterlik 'n swaar rugsak afgooi. En ek is nie 'n baie woe-woerige ou en so aan nie. So dit was vir my nogal vreemd dat ek toe nou so gevoel het. Maar ja, en ek het besef daar's hierdie gat in my lewe en ek kan niks doen om dit te vul nie. Ek het so hard probeer om alles reg te doen en die lewe goed te leef en ja, alles half in my eie mag te doen en dan mik ek om iets te doen en dan werk dit net glad nie uit nie en dan dink ek, ja, hoe is dit moontlik? En toe besef ek, jy weet, ek kan nie in my eie naam daai goed doen nie. Ek kan nie daai gat in my vul nie. Dit is 'n bonatuurlike ding wat daai gat moet vul en dit bring my nou na Jesus toe. Daar's nou 'n klomp redes hoekom ek wil nie sê gesettle het op Jesus nie, dit klink verskriklik, maar hoekom ek besluit het of hoekom dit vir my die ding is wat vir my sin maak. Maar ek het net besef soos ek moet smeek om gered te word. Dis nie iets wat ek self kan doen nie.
Dis nie asof ek en ek het toe, ek het gebid en gevra oor die maar asseblief, ek wil ook hê wat hierdie ander mense in die kerk het. Toe die beste manier hoe ek dit kan beskryf is, dit is nie asof ek bietjie 'n verlore siel was en rondgeswem het in die see en nie geweet het waartoe om te gaan nie. En toe word daar 'n life jacket gegooi en toe swem ek regtig hard na die life jacket toe en gryp hom en word toe in die boot gesit nie. Dit was meer 'n geval van soos ek het klaar verdrink en lê klaar op die bodem van die see en is heeltemal dood. En toe kom Jesus en kom kry my daar en maak my lewendig en vat my toe nou na die boot toe. En ja, dit bring my eintlik nou by vandag en by die doop. Dis nie iets wat ek doen of so nie. Dit is vir my 'n simbool van iets wat vir my gedoen is. En ja. Amen. Sorry, ek was 'n bietjie lank, maar Nee, dankie. Dis amazing. Dankie Matt. Amen op alles en dankie Here. Ons gee vir die Here al die eer en al die prys. Dit verstom my net weer eens hoe ons moet sensitief wees vir daai pelle in ons lewe. Dalk het jy iemand al een keer gevra, maar hy was soos 5 keer gevra. Dalk meer. So vra weer. So ek wil julle net aanspoor, vra daai mense wat die Here op jou hart druk weer, tot hulle nie meer verskonings het nie. En die ander ding wat ek ons natuurlik wil roep wat vir my so uitstaan is vir hoe lank Matt was so jare en 'n bietjie terug het hy by ons gesin aangesluit. Maar hoe lank hy by ons was voor die Gees van God om lewendig gemaak het. En so daai geduld in die krag van God wat werk is 'n ongelooflike mooi ding. So dankie, baie dankie vir jou storie. Matt, ek gaan jou 'n paar vrae vra, dan gaan ons jou doop. In Matteus 28 sê Jesus hierdie woorde: Aan my is alle mag gegee in die hemel en op aarde. Gaan daarom na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Hoe? Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, sê Jesus, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Jesus het die doop ingestel, soos ook die nagmaal, om ons te help om op 'n tasbare manier die evangelie te sien. En dis wat hierdie is vandag. Ons gaan die evangelie op 'n tasbare manier beleef. Dit help ons om die evangelie te verstaan. Dit help ons om onsself te vereenselwig met die evangelie. Dit help ons ook om soos vanoggend die evangelie te verkondig. Die doop red Matt nie. Hy gaan nie onder die water en kom 'n nuwe kind uit die water uit nie. Die doop is 'n teken van 'n geestelike realiteit wat reeds plaasgevind het in hom. Die hart van die evangelie is dat God vir die persoon wat na Jesus toe draai en in hom glo sê, soos wat hy vanoggend vir Matt sê, jy is verenig met hom in sy dood en in sy opstanding. Jy is skoon gewas van alle sondeskuld en veilig van die oordeelswaters van God se geregtige oordeel. En gevolglik, gegeewe die beloftes van Jesus, sy werk wat namens jou in geloof, namens jou waar is, deel jy in al die seëninge wat Jesus vir God se mense bewerkstellig het. En so, ons wil nou vir Matt vandag wat hier gedoop word vra, Matt, glo jy die evangelie wat deur die doop gesimboliseer word, dat Jesus mens geword het, die perfekte lewe kom lewe het, 'n plaasvervangende dood kom sterf het in jou plek, uit die doodheid opgestaan het en vandag regeer oor alles wat bestaan en binnekort gaan hy terugkeer vir sy mense. Glo jy dit? ja, ek doen. Erken jy dat jy van nature verlore en behoeftig is en dat Jesus ons enigste hoop is in lewe en in dood? Ja, ek doen. En is jy bereid om vandag hier voor almal wat hier teenwoordig is, by Jesus en sy kerk, jouself te skaar, te verbind? Ja, ek is. Aan die hele kerk, aan julle as ligpunt, ek vra julle, is julle bereid om vir Matt wat vanoggend hier gedoop word, is julle bereid om soos wat hy hierdie pad agter Jesus aanloop, is julle bereid om hom te herinner aan wat sy doop simboliseer en om aan te moedig op sy pad om te lewe in genade en in alles wat Jesus vir hom beskikbaar stel, is julle bereid om hom te herinner
en aan te spoor op sy pad? Wat is julle antwoord? Okay, Matt, ons gaan jou doop. Ek wil vra dat die kinders na vore toe sal kom om te kan sien wat hier gaan gebeur. Kom sit hier voor, kom sit lekker naby. Ek gaan vir Matt so lank in die doopbad kry. Dis reg, dis van. Nee, jy het goed gedoen. Ek kom staan 'n bietjie voor. So. Ek gaan jou so vashou. Een hand hier so, een hand hier so. Okay. Een hand so. En een hand so. So. Yes. En dan gaan jy op jou knie, ja. Ja, dan gaan so lank op jou knie. Matt Taljard. In die lig van jou geloofsbelijdenis vandag voor God en sy gemeente, doop ek jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Matt, saam met Jesus het jy dood gegaan. En saam met Jesus het jy opgestaan. Oh, my bene buigie sorry. Gaan lewe nou vir hom. Hy is 'n groot seun. So dis ons gaan vir Marie vra om vir hom te kom bid. So kom ons kry sy handdoek. Marie het ook 'n pad met Matt gestap die laaste jaar. So ons wil graag vir Marie vra om vir Matt te kom bid. Kom ons bid. Ja, Here, ons is regtig so opgewonde en so bly en so dankbaar vir U, Here. Met U absolute genadigheid en U goedhartigheid aan ons, Here, en aan Matt. Hoe U uit die pad het gegaan het om vir Matt te gaan haal, Here, en hoe U sy hart gesoek het en hom nagejaag het, Here, en hy geantwoord het. En so onverdiend, Here, en ons is regtig net van vooraf so dankbaar vir U, Here, en U goedheid in Jesus. Dankie vir Matt, Here, dankie vir die man wat U hom gemaak het, Here, dat U hom 'n sterk leier gemaak het na U hart, Here, wat uncompromising is, Here, wat U wil soek, Here, en wil obedient wees daaraan en dit jaag. En ek vra so asseblief, Here, soos wat U vandag deur hom lig skyn, Here, dat hy hierso lig skyn vir almal en dat almal vir U kan glorie gee deur sy lewe, Here. Ek vra, sal U dit aanhou doen, Here? Sal U aanhou vir Matt gebruik met die mense wat in aanraking kom met hom, Here, mag hulle U glorie sien en Jesus sien in hom en liefde sien in sy oë. En ek bid dit sommer dan vir ons kerk, Here, soos wat Matt gedoop is hier vandag en U 'n nuwe lewe gegee het, Here, sal U meer en meer mense met wie ons in aanraking kom, Here, bring na U toe, Here. Mag ons meer en meer sien hoe mense gedoop word, omdat hulle U leer ken, Here, en nuwe lewe vind in U. En Here, ek bid ook sommer vir die diens vandag, Here, en soos wat ons weer by mekaar kom in U naam en U geloof het en gehoorship het met ons sang, Here, en ook nou die woord gaan hoor en gaan gretig wees om meer te hoor van U karakter en die liefde vir ons, Here. Mag ons ook U glorify in ons harte en in ons gretigheid van U vandag, Here, en uitgaan hierso en dit aanhou doen buite. Ja, en ek bid ook sommer vir die Caprivi span, die sendingsspan wat onlangs teruggekom het en Caprivi toe was om daar ook die evangelie te gaan verkondig, Here. En ja, dankie dat ons weet dat die woord so saad is, Here, en soos wat U sê, die reën val aarde toe en gaan nie terug hemel toe nie, maar maak dat daar vrug opkom in die aarde. Ek bid ook so asseblief, Here, die vrug die saad wat die Caprivi span gaan saai daarso, Here, mag dit vrug dra. Mag mense daarso wat die evangelie gehoor het, Here, ook respond, Here, mag hulle harte draai na U toe en mag daar ook vele dope daarso wees, Here, soos mense na U toe draai. Maar ja, dankie dat U so goed is vir ons, Here. Ons erken dit weer, ons is so lief vir U, Here. En ja, help ons, Here. Help ons om aan te groei in dit. In Jesus naam. Amen. Dankie Marie. Okay, die kinders wat nog hier so oor is, kan nou maar na hulle klassies toe gaan. En ons gaan almal sommer staan en gaan een laaste lied sing saam.
Goeiemôre gemeente. Ons lees uit Johannes 17. Johannes 17 vers 1 tot 5. Is op julle blaadjies of in julle Bybel. Johannes 17, 1 tot 5, 2020. Jesus het hierdie dinge gesê en toe sy oë na die hemel opgerig en gesê: Vader, die uur het aangebreek. Verheerlik die Seun, sodat die Seun u kan verheerlik, net soos u aan hom gesag oor die hele mensdom gegee het, sodat hy aan elkeen wat u aan hom gegee het, die ewige lewe kan gee. En dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enigste ware God, en ook hom wat u gestuur het, Jesus Christus. Ek het u op die aarde verheerlik deur die werk te voltooi wat u aan my gegee het om te doen. En nou, Vader, verheerlik my by u met die heerlikheid wat ek by u gehad het voordat die wêreld bestaan het. Daar sê goeiemôre Ligpunt. Dit is 'n voorreg om te kan preek. Dis 'n goeie Sondag om hier by ons te kuier. As jy 'n gas is, nie net is dit lekker om die doop te geniet saam met ons nie, maar ons skop vanoggend af met 'n nuwe reeks in Johannes 17. Gebed vir gestuurdes. Gebed vir gestuurdes. Ons spandeer eintlik al die laaste rukkie in die boek van Johannes, die evangelie van Johannes. En ons fokus nou net op Johannes 17, Jesus se gebed, 'n ryk gebed, 'n diep gebed, een wat ek dink so baie het om vir ons te leer, en daar's net soveel diepte en geen tekort aan, ek wil sê, evangelie golden nuggets vir ons nie. So ek sien baie uit vir dit. Ons het die reeks getiteld Gebed vir gestuurdes, want daar's eintlik 3 gestuurdes in die gebed van Jesus hier in Johannes 17. Die eerste gestuurde is Jesus homself. Jesus is 'n gestuurde een. God die Vader stuur vir Jesus. Dis vers 1 tot 5, dis van ons vanoggend gaan kyk. Volgende week gaan Jesus bid vir sy apostels, sy 12 of sy 11 liewers. En hulle is gestuur. Hulle is die tweede groep gestuurdes. En dan oor 2 weke gaan ons sien hoe Jesus bid vir toekomstige gelowiges, vir ons, vir die kerk wat kom as gevolg van die bediening van die 11. En so daai 3 groepe gaan ons help om net die volgende 3 weke stil te staan by hierdie ongelooflike gebed. Kom ek bid vir ons, dan vra ons dat die Here ons tyd sal seën, dan spring ons in Johannes 17 vers 1 tot 5. Here, ons het reeds gebid, maar dis so goed om net weer te erken dat U verdien al die eer, al die glorie vir alles hier vanoggend. Die doop, die sang, ons elkeen se geloof, en nou soos wat ons die woord hoor en soos wat U dit gaan inwerk in ons harte, en U verdien al die eer. Vader, ons weet U is hier. Maak ons harte net oop vir U teenwoordigheid. Maak ons aanvanklik vir die woord en help my, Vader, in my swakheid, in my menswees, help my om hierdie wonderlike waarhede op so 'n manier te kommunikeer dat ons almal U heerlikheid sal sien. Ons wil net sien U glorierykheid. Doen daai werk in ons midde vanoggend. Amen. Amen. Vanoggend vra ons die vraag: hoekom het Jesus gekom? Hy is in die gebed die eerste en die belangrikste gestuurde een. Maar die vraag is, wat was die eintlike doel van sy koms? Ek vermoed onder julle is daar baie antwoorde op hierdie vraag, en meeste van hulle gaan 100% korrek wees. As ek die mikrofoon sou vat en ek stuur hom so om by die gehoor, en julle gee vir my van julle antwoorde van hoekom julle dink Jesus gekom het, sou ons goeders gehoor het, soos hy het gekom om ons sondes te vergewe. Hy het gekom om ons te red, hy het gekom om die dood te oorwin. Dalk is daar 'n teologiese liefhebber in ons midde wat sou gesê het, hy het gekom om sy geregtige lewe vir ons te gee, in ruil vir ons sondes, of iets wonderliks is dit. Maar wees gou eerlik, en sê vir my,
net daar waar jy sit, dink aan die antwoord wat jy sou gee. Sou enige iemand hier gesê het, Jesus het gekom vir verhouding. En al die goeie antwoorde wat ons gee, dink ek was dikwels 'n crucial gaping. En daai crucial gaping is die intieme verhouding tussen ons en God wat kom as gevolg van die vergifnis. Ja, Jesus het gekom om ons te verlos van sonde. Maar hoekom? Wat was die punt? Hoekom moes sonde weg? Die punt was en is, Jesus het gekom om al die struikelblokke wat tussen ons en God staan te verwyder. Die punt is, die doel, die rede is, vergifnis is 'n middel tot 'n verhouding. 'n Verhouding wat lyk soos wat was voor die sondeval, waar Adam en Eva in perfekte verhouding met God gewandel het in die tuin en sy teenwoordigheid ten volle kon geniet. Daai verhouding is die doel, dis die hoekom. Een van die boeke wat my in my jonger dae, dit het 'n massiewe indruk op my gehad, as jong gelowige, was 'n boek deur John Piper. Die boek se titel is God is the Gospel. En in die inleiding van hierdie boek vra hy 'n vreeslike skerp vraag aan ons. The critical question for our generation and for every generation is this: if you could have heaven with no sickness and with all your friends you ever had on earth and all the food you ever liked and no conflicts or any world-class problems, but God was not there, would you be satisfied with that? As jy die hemel kon hê sonder God, sou jy tevrede wees met dit. En Piper sê die stille antwoord van ons harte is ja. Ons sal redelik happy wees met dit. Ons soek dit. 'n Groot deel van ons lewens hier op aarde is 'n gejaag na presies dit toe. En die moderne kerk en die moderne evangelie wat vandag gepreek word, is baie keer so gefokus op die voordele van die kruis, die vergifnis, die redding van die hel, genesing en voorspoed, dat ons die punt mis. Ons mis God. Ons mis die verhouding. Ons mis die hoogste skat van die evangelie. Ons mis 'n verhouding met ons Skepper. Piper sê hierso ook in sy boek, hy sê, the gospel is not the way to get people to heaven. It is the way to get people to God. Met ander woorde, die feit dat ek en jy in 'n lewendige verhouding met die Skepper van die heelal kan staan, danksy Jesus, is die hele punt van sy koms. En ek wil hierdie vir ons uitpak vanoggend in die eerste 5 verse van Johannes, wat Jesus se gebed vir ons gee. En so ek wil hierdie uitpak vir ons onder 2 opskrifte. Nommer 1, die ewige verhouding. Jesus se verhouding met God in vers 1 en vers 5. En dan tweedens wil ek kyk na die ewige lewe. Ons word deel van daardie verhouding. Okay, ons word deel van daardie verhouding. Kom ons begin by die ewige verhouding. Jesus se verhouding met God. In vers 1 en vers 5 lees ons die volgende: Father, the hour has come. Glorify your Son, that your Son may glorify you. En dan vers 5, having accomplished the work, Father, glorify me in your own presence with the glory that I had with you before the world existed. Jesus bid hier, en sy gebed is vir die voordeel van al sy disippels en al sy gelowiges tot in die toekoms, tot nou toe, dis vir ons voordeel. En wat ons hier moet raak sien in hierdie verse is 'n kosbare, ewige verhouding van perfekte vertroue en wederwysige verheerliking. Okay, dis baie woorde, ek gaan dit weer sê. Wat ons moet raak sien is 'n kosbare, ewige verhouding van perfekte vertroue en wederwysige verheerliking. Sien hulle die woord in vers 1 en 5, glorify, om iemand te verheerlik. Daar is reeds iets glorieryk, daar is reeds glorie.
glorify beteken net, ek wil hê julle moet dit sien. Die Vader is glorieryk, Jesus is glorieryk. Om iemand te glorify is te sê, kyk die glorie. Sien die ongelooflike rykdom van wie hierdie persone is. Dis wat hier aangaan. Dis wat hier aangaan. Jesus wil die Vader verheerlik. Glorify the Father. En die Vader wil Jesus verheerlik. Kyk na hom, sien hoe ongelooflik hierdie persoon is. Wat bietjie kan verwarring, dit kan ons bietjie verwarre, is op die een vlak vra die Seun dat sy eie glorie geopenbaar sal word. Verheerlik my. Maar sien julle, hy sê, verheerlik my, maar nie vir myself nie, sê die Seun. Verheerlik my nie vir myself nie, maar verheerlik my, sodat die Vader verheerlik kan word. Dis effens moeilik om hierdie wederwysige verheerliking vas te gryp. Maar imagine gou saam met my, 2 massiewe, perfekte spieëls, wat perfek oorkant mekaar staan. 2 groot spieëls wat oorkant mekaar staan. Wanneer lig tussen hulle skyn, wat gebeur? Dit weerkaats van een spieël tot die ander en weer terug, heen en weer, oor en oor, tot in alle ewigheid is daar wederwysige weerkaatsing van lig. Wederwysige verheerliking. Die Vader kyk na die Seun, dis wat hier aangaan. En die Vader sê, my Seun is glorieryk. Die Seun kyk na die Vader en sê, nee, die Vader is glorieryk. En daar is tussen die Vader en die Seun hierdie ryk wederwysige verheerliking. Jy is my glorie en ek is jou glorie en jou glorie is my glorie is jou glorie tot in alle ewigheid. So hierdie wederwysige verheerliking van Vader en Seun. Meer spesifiek, wat is die glorierykheid van die Vader wat Jesus wil hê ons moet sien? Jesus praat hier van sy uur. My hour has come. My uur het aangebreek. Dit is nie 1 uur nie, dit is die belangrikste oomblik van sy lewe. Die glorierykheid van beide die Vader en die Seun word gesien in hierdie uur, hierdie oomblik van my lewe wat nou kom, en die laaste uur is sy kruisdood. Dit is sy kruisdood. Die kruis is die hoogtepunt van wederwysige verheerliking. In die spieëlvoorbeeld is die lig wat heen en weer spring so helder en dit spring so heen en weer tussen Vader, Seun en Heilige Gees. Dit spring heeltyd so en dit is so helder. Daai lig skyn vanuit die God uit van God en dit raak ons. Daai lig is die kruis. Daai lig is die kruis. Dit spring en dit is helder en dit ons sien van buitekant af hierdie lig van die kruisdood wat ons wil iets wys van die glorierykheid van God in Vader, Seun en Heilige Gees. Die drie enige God se glorierykheid is die kruis. Dit is die kruis. Omdat die Vader en die Seun spesifiek in ons teks baie van gepraat word, hier is die glorierykheid van die Vader en hier is die glorierykheid van die Seun. In die kruis is die Vader die bron en die initieerder van die kruis. Hy is die bron en die initieerder van die kruis. Hy is die outeur van die plan. Die Vader is ook die gewer van gesag. Hy is die een wat gesag gee aan die Seun om die werk te kan voltooi. En hy is ook die een wat sy Seun stuur. Hy gee die opdrag, my Seun gaan. En as enige, almal van ons wat kinders het en daai sielsliefde ervaar vir ons kinders, sal verstaan dat die Vader wat die Seun stuur vir ons redding, dit is 'n sielverskeurende opoffering wat die Vader gee. Deur die Seun te stuur vir ons. Die Vader stuur in oorvloedige liefde sy Seun vir ons redding. Die bekende vers daar, Johannes 3 vers 16, For God so loved the world that he gave his one and only Son. Jesus die Seun, wat is sy glorierykheid? Wat is sy glorie? Wat is sy rol in die kruis? Die Seun is die middelaar, hy is die uitvoerder van die plan. Die gehoorsame een, die Seun is perfek gehoorsaam. Hy vertrou perfek as die God mens wat na hierdie aaklige ding toe moet gaan, hy vertrou perfek.
en hy voltooi die werk perfek. En baie belangrik is die rol van die seun, soos hy kruis toe gaan, die rol van die seun is om as openbaarder te wees van die karakter van die Vader. Jy ken nie God se hart nie, sê Jesus. Jy ken nie God se hart nie, maar kyk na hierdie liefde wat ek nou vir julle gaan wys, soos dat ek my lewe gaan opoffer vir julle aan die kruis, en daar gaan jy die Vader se hart leer ken. Ek gaan die Vader se, ek gaan weer wys wie hy is, deur dood te gaan op die kruis. Sien julle wat hier aangaan? Wederwysige verheerliking, 'n perfekte verhouding. Ek het myself gevra, soos Jesus hier bid, wat sien die disippels? Soos Jesus daar bid. Hulle hoor hierdie woorde. Wat sien hulle? Wat hoor hulle? Wat leer hulle? Daar's seker baie, maar hier's die een ding wat ek dink hulle sien en wat ons moet sien. Hulle sien 'n verhouding waarop almal, die hele skepping, jaloers moet wees. Hulle sien 'n perfekte verhouding. Een waar die een party net omgee oor die ander en die ander weer net omgee oor die ander ene. 'n totaal en alle selflose, ander gesentreerde, ek wil jou verheerlik verhouding. En vers 5 behoort ons koppe so 'n bietjie te breek. Want vers 5 sê, glorify me in your own presence with the glory I had voor die aarde bestaan het, before the world existed. Wat die disippels hier hoor, wat die disippels hier sien is, dat voor enigiets was wat was en is, was hierdie verhouding. Hierdie weerkaatsing van glorie was nog altyd gewees. Ligpunt die kruis is net ons wat begin sien. Ons begin 'n liefde sien wat nog altyd in God bestaan het, nog altyd. Voor die aarde was hierdie liefde. Dit beteken, God het nie die mens geskep, omdat hy alleen was nie. Ag, ek is so alleen, kom ek maak vir my 'n maatjie. God het nie geskep, omdat hy ons nodig gehad het nie. Daar was klaar, perfekte liefde en perfekte verhouding, binne in die Vader, Seun en Heilige Gees verhouding. Ons redding is nie uit nood uit nie. Ons redding is uit oorvloed uit. Die liefde loop oor, die liefde is, dit loop oor, die lig skyn uit, en uit daai oorspoel, oorlopende liefde, dink God dit goed om ons genade te wys, om ons lief te hê. Ek vra weer, wat sien die disippels hier? Wat sien ons hier in hierdie gebed? Hulle sien 'n diep, ewige verhouding van perfekte vertroue en wederwysige verheerliking. En dis eintlik al wat ons moet sien hier in die eerste punt. Die kosbaarheid van die verhouding. Die kosbaarheid van die verhouding. Ek het ons in die begin gevra, soek ek die hemel sonder God daar? Dis wat ek het ons gevra. Teoreties. Imagine ons kon vir Jesus die vraag vra. Imagine ons kon vir Jesus vra, Jesus, soek jy die hemel sonder die Vader? Wat sou hy sê? Not a chance. Om met God te wees, is die hemel. Waarvan praat jy? Waarvan praat jy? My verhouding is die kosbaarste ding wat daar is. Om met God te wees, is hemel. Hy is die hemel. Die hel, sou Jesus gesê het, is die plek waar God ons ten volle afsny van hom af. Die hemel is waar ons alles van hom kan geniet. Soek ek die hemel sonder die Vader? Die vraag sou hom gebreek het. Die vraag sou hom, dis is offensive. Hoe kan jy dit vra? Die Here is die hemel. Dit is ons eerste punt. Sien die ewige verhouding, die kosbaarheid van hierdie verhouding raak. Kom ons kyk na ons tweede punt. Die ewige lewe. Jesus maak ons deel van hierdie verhouding.
Ons het die verhouding waargeneem, ons het gesien, nou wil die Here ons deel maak. Jesus nooi ons in, ons deelname in hierdie verhouding, die ewige lewe. Ons het nou net die verhouding tussen Vader en Seun gesien. Maar hier, nou, kom ons by die rede vir Jesus se koms. Hierdie is hoekom hy gekom het. Hoekom het Jesus gekom? Hierdie is hoekom Jesus gekom het. Die doel van die kruis. Sodat ons kan deel raak van hierdie kosbare verhouding. Die sleutelvers hier is vers 2 en 3. Vers 2 en 3. Vers 17 vers 2 en 3. You, my Father, have given me, Jesus, authority over all flesh to give eternal life. Kyk na vers 3. And this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Jesus praat hier van die ewige lewe. Wat is die ewige lewe? This is eternal life, definisie, that you know me, know the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Jesus sê hier, die ewige lewe is gelyk aan kennis. That they know you. Maar dis nie kennis soos wat ons kennis verstaan nie. In ons wêreld is kennis intellektueel. Dis abstrakt, dis filosofies, dis hier in my kop, dis feite. Maar in die evangelie van Johannes is kennis, in Engels is dit experiential en relational. As Johannes vandag sou skryf, sou hy gesê het, samelewing, julle mis die punt. Julle dink, dis nie die kennis waarvan ek praat nie. Hy sou gesê het, kennis is nie 'n teoloog wat 'n teologie eksamen slaag nie. Dis nie kennis nie. Johannes sou gesê het, die kennis waarvan ek hier praat is die diep persoonlike kennis wat kom uit diep ervaring, soos iemand wat al 50 jaar getroud is. Daai diepte van jy ken iemand, want jy's al so lank by hulle. Jy hoef nie eers te dink nie, jy ervaar hulle, jy lewe in verhouding met hulle. Daai is die tipe kennis waarvan Johannes praat. Verhoudingskennis. Nou hoe kan dit wees? Hoe kan dit wees? Hoe kan Jesus vir ons sê ewige lewe is verhouding? Dit kom weer terug by die punt wat Jesus maak en eintlik wat John Piper gemaak het in die begin. Hy het die preek begin met daai quote van John Piper waar hy sê, the gospel is not the way to get people to heaven, it is a way to get people to God. Die titel van sy boek is God is the gospel. En so hier is waar ek dink ons dit verkeerd kry. As jy 'n kollega het, 'n vriend, 'n familielid, wat jy wil kerk toenooi, of jy praat met hulle oor Christendom, jy wil jou geloof met hulle deel, hier is wat ek dink ons moet sien. Ons moet seker maak hulle verstaan, dat om 'n Christen te wees, gaan nie oor die reëls nie. Het gaan nie oor die reëls nie. Ons evangelisasie, ons vertel ander van die geloof wat ons het, is minder kom en verander jou lewe en lewe soos hierdie, is minder dit, en dis meer, kom ontmoet hierdie persoon. Kom ontmoet hierdie persoon. Hierdie persoon, Jesus, hy het my lewe verander. Ek wil net hê jy moet kom sien. Hy is glorieryk. Ek wil net hê jy moet kom sien. Kom sien net wie hy is. Dis ons evangelisasie. Kom ontmoet 'n persoon. Kom en tree nader aan 'n persoon. Kom en wees in verhouding met 'n persoon. Want in daai kennis, in jou ervaring van die kruis, van die liefde van God wat uitgebeeld word in die kruis, daar, in die glorierykheid van die liefde van Jesus en die Vader en die Gees in die kruis, daar is ewige lewe. Daar is ewige lewe. Christendom is in sy kern, in sy hart, in sy essensie is Christendom oor 'n verhouding. Daar is geen lewe sonder hierdie verhouding nie. Christendom is nie reëls onderhouding nie. Christendom is nie 'n opgaar van nog opleiding en nog teologiese kennis nie. Maar ware lewe, ware Christendom, ware redding is 'n verhouding met God, so lewendig soos die verhoudings in hierdie kamer vandag.
weer eens, ek dink ons mis hierdie. Die ewige lewe is verhouding, want ja, vergifnis is kosbaar. Maar dit is kosbaar, omdat dit ons na die Vader toe bring. Regverdigmaking, justification, ek is my status is verander, ek is nie meer skuldig nie. Regverdigmaking is kosbaar, omdat dit ons na die Vader toe bring. Die hemel is kosbaar, omdat die Vader daar is. Dis hoekom Jesus gestuur was. Die ewige lewe is die verhouding. Dit is 'n ervaring van God wat my lewe verander. Ek ervaar hom, ek proe hom, ek weet wie hy is en ek wil nooit weer teruggaan nie. Die beste manier om dit te beskryf, en ek weet nie of ek dink nie hierdie is enigstens die perfekte illustrasie nie, maar ek dink dit tref. Ek dink dit help ons om te verstaan. Dink so daaraan. Verbeel jou kind raak verlore in 'n winkel. Hy is alleen, hy soek sy pa, hy huil, hy is bang. Hy weet nie waarna toe om te gaan nie. Iemand sien die kind, iemand kry die kind jammer. Iemand kom na die kind toe, 'n vreemdeling kom na die kind toe en sê, dis oké. Ons gaan vir jou sweeties gee, ons gaan vir jou speelgoed gee, en hier sommer 'n mooi fiets ook. Ons gaan alles vir jou gee wat jy soek, alles is oké. Gaan dit die kind troos? Nee, dis nie wat die kind wil hê nie. Hy soek nie goed nie. Hy gee nie om oor enigiets anders nie. Hy soek daai een persoon wat vir hom liewer is as enige iemand anders. Hy soek daai een persoon met wie hy regtig veilig voel. Daai kind soek sy pa. En wanneer sy pa uiteindelik om die hoek kom, hardloop hy nie na die speelgoed toe nie. Hy hardloop na hom toe, want die verhouding is wat saak maak. Dit is Jesus se punt. Die grootste geskenk van die evangelie, die rede hoekom hy gekom het, die rede hoekom die Vader die Seun gestuur het, is om ons te versoen, dis om weer by ons hemelse Pa se hart uit te bring, sodat ons deur versoening van die kruis 'n verhouding kan geniet waar ons kan hardloop na ons hemelse Papa toe en kan weet, ons is by hom meer geliefd as enige ander plek op die aarde. En ons is by hom veiliger as enige plek op die aarde. En ons kan wees. Ons kan net wees. Hoe lekker is dit om op jou pa se skoot te sit. Op jou pa se skoot is alles oké. Alles is oké. Dis daai kosbare verhouding waarna die Here ons toe roep. Hoe kry ons hierdie verhouding? Jesus het gekom om ons deel te maak. Hoe word ons deel? Jou hart sê vir jou vanoggend, jy het nog nooit so gedink aan die evangelie nie. Jou hart sê vir jou vanoggend, ek het nog nooit so 'n verhouding met die Here gehad nie. Hoe, Johan, kry ek hierdie verhouding? Die antwoord is, ons kyk op na die glorieryke weerkaatsing van die kruis en ons glo. Ons glo dat wat Jesus daar gedoen het, is sodat ek 'n perfekte verhouding met die Vader kan geniet. As ek ons almal se harte net gou kan wys na die kruis toe. Hoor hierso, in Johannes, oor en oor reg deur die boek van Johannes, sê Jesus oor en oor, my uur het nog nie gekom nie. Hierdie is nie my uur nie, my hour has not yet come. En hier sê hy, my uur het aangebreek, die belangrikste oomblik van my lewe is hier. En as jy dink aan wat Jesus sê, is dit presies wat hy sê. Hy sê, hierdie uur is my hele punt van my hele lewe. Alles wat ek doen, sê, elke wonderwerk, elke preek, elke tree, elke oomblik van my lewe, elke asem, het opgebou tot hierdie uur toe. Die belangrikste uur van my lewe, want in hierdie uur word ek doodgemaak. In hierdie uur vernietig die wêreld en die bose magte my. In hierdie uur word die straf van alle boosheid en alle sonde, alles wat ons al ooit gedoen het en gaan doen, word op Jesus uitgestort. In hierdie uur het Jesus Christus, die heerlikheid van die hemel,
prys gegee totaal en al, sodat ons kan deel raak van die glorieryke verhouding wat hy nog altyd gehad het met sy Vader. Sy verhouding was vernietig sodat ons 'n verhouding kon kry. Want ons verhouding was vernietig. En so al hoe ons weer in hierdie verhouding kon intree, is iemand moes die prys betaal. Vir ons vernietigde verhouding, vir die sonde wat tussen ons en God gestaan het, en die Here doen dit. En al Jesus se gebede in Johannes bid Jesus Vader. Dis hoe hy bid. Maar in sy laaste gebed op die kruis, toe bid Jesus, toe hy daar hang in die kruis, toe bid hy nie Vader nie, toe bid hy my God, why have you forsaken me? Want in daai oomblik was hy nie meer Vader en Seun nie. In daai oomblik op die kruis, toe die sonde van die wêreld op Jesus gehang het, in daai oomblik was hy nie meer pa nie. In daai oomblik was hy afgesny van sy pa verhouding af. Sodat enigiemand wat nou kom met hulle sonde, met hulle bekering en met hulle geloof, sodat enigiemand wat nou kom kan uitroep in die naam van Jesus en hulle kan deel word van die ewige verhouding. Hulle hoef nooit, ooit weer afgesny te word nie, want Jesus was afgesny. Dis die goeie nuus. Die lot van die mens is dat ons 'n geskeurde verhouding het met ons Skepper. En dit is, of ons dit nou glo of nie, ons grootste probleem en ons grootste behoefte. Ons is afgesny van die Vader. En selfs al is jy 'n Christen, is dit die struikeling van die Christen. Ek voel ver van God af. Dit bly 'n diep hartsworsteling wat ons altyd mee sit. En hierdie is die goeie nuus. In Jesus kan ons die rykste, diepste moontlike verhouding met God geniet. Maak nie so wat jou emosies vir jou sê nie, die objektiewe waarheid is dat jy in perfekte verhouding staan met God. Glo dit. Die ewige lewe en die veilige rus van op die Vader se skoot te sit, verander jou van binne af na buite toe. Dit bring liefde, vrede, dit vul jou met goedheid, en dis nie teoreties nie, dis nie daar nie, dis nie kennis nie, dis hier. Dis lewendig, dis 'n persoonlike ervaring van 'n regte, egte verhouding. En soos wat ons tot die einde toe kom, wil ek die vliegtuig begin land, maar dis 'n stadig, ek wil stadig land. Ek wil nie, so bear with me. Soos ons stadig land, wil ek vanoggend hê ons moet almal hierdie onthou. Of jy 'n gelowige is of nie, kan ons almal asseblief in Johannes 17 vers 1 tot 5 sien, opnuut raak. Sien opnuut die punt van alles raak. Sien die verhouding raak. Dis hoekom Jesus dood gegaan het. Dis hoekom hy die duurste prys betaal het vir die verhouding wat jy met die Vader kan geniet. En ek is na hierdie preek oortuig, en hier wil ek ons bietjie uitdaag. Ek is na hierdie preek oortuig dat baie van ons hak vas in ons geloof. Ons hak vas, ons beweeg nie vorentoe nie. Ons voel koud, ons voel bang, ons voel angstig, die wêreld nie oorweldig ons. Ons voel ver, ons voel nie ons kan vorentoe beweeg nie. Baie van ons hak vas. Weet julle hoekom ons vashak? Weet julle hoekom ons laste dra wat ons nie moet dra nie? En sondes, terugval in sondes wat ons nie in moet terugval nie? Want ons mis die punt. Ons geniet nie die kosbaarste ding wat Jesus vir ons gegee het nie. Ons geniet nie ons pa nie. Ons kom nie by ons pa uit nie. Ons bly verlore kinders wat in die winkelsentrum rond hardloop, gejaag, franties, angstig, op soek na 'n pa, maar in ons eie krag, op soek na iets, maar ons hardloop maar al die verkeerde dinge toe. Ons probeer in ons eie krag hierdie regmaak, maar ons pa is daar. Jesus het alles gedoen vir jou om na die Vader toe te draai, enige tyd, enige plek. Jy het 'n almagtige hemelse Vader wat vir jou is presies soos wat hy vir Jesus is. Dink daaraan.
Hy is vir jou presies soos wat hy vir Jesus is. Hy is lief vir jou presies soos wat hy lief is vir Jesus. Hy gee vir jou om presies soos wat hy omgee vir Jesus. Jy kan enige plek met hom praat. Jy kan hierdie verhouding enige plek geniet. Ek het en hier is die storie wat ek julle vertel. Hierdie is hoekom dit langer vat om die vliegtuig te land, maar ek het gaan dink, ons is by my vrou se oupa se begrafnis gister en hy was verskriklik lief vir Elvis. En sy vrou het altyd vir hom gesê, ek is lief vir jou, maar as Elvis by die deur opdaag. Ja, hulle was verskriklik lief vir Elvis. En hierdie was deur die tyd terug. En ek dink by myself, hoe kry jy 'n kaartjie? Hoe sien jy vir Elvis live in sy piek? In sy piek vertonings toe hy die hoogtepunt was van entertainment, hoe sien jy vir Elvis? Dink gou saam met my daai tyd. Jy het geen Google nie. Jy het geen Facebook nie wat vir jou sê wanneer die konsert is nie. Om net 'n kans te staan om vir Elvis te gesien, moet jy elke dag die koerant lees en elke dag die radio luister en jy hoop eers sal een van hulle jou vertel van 'n Elvis vertoning. Dan hoor jy van 'n datum, okay? Dan begin ek moet my tent gaan haal, want ek moet gaan uitkamp by die plek waar hulle die kaartjies gaan koop en ek moet hoop ek is sterk genoeg om almal weg te tackle om een kaartjie te kry, want sy vertonings was 20,000 mense, max. So dan beklei jy vir 'n kaartjie, dan moet jy van waar jy is in 'n kar klim en deur en heen weer ry, net om by die plek uit te kom. Dan is dit die langtoue mense, dan is dit finally die konsert, as jy gelukkig genoeg is om deur al daai te kom, dan is dit die konsert en dan vir so 90 minute lank sien jy vir Elvis. Maar hy ken jou nie. Hy weet nie wie jy is nie, hy gee nie om oor jou nie. Hy vertoon en hy loop. Die hele punt van hierdie ridiculous storie is, as jy net dink aan alles wat nodig is om by Elvis uit te kom, dan vra ek julle, weet julle wat is alles nodig vir julle om by die Here uit te kom? Om vanoggend met die Vader te praat. Weet jy wat is nodig? Niks nie. Jy hoef niks te doen om met die Skepper van die hemel te praat nie. Geen stappe nie, geen toue nie, geen kaartjies nie, geen tente nie, niks nie, niks te doen nie. Jesus het alles gedoen, sodat jy net hier, net nou, enige tyd, enige plek in jou kar, op pad skool toe, terwyl jy toebroodjies maak, enige plek kan jy 'n perfekte verhouding geniet met die Skepper van die heelal. En hy ken jou naam. Hy ken elke haar op jou kop. Hy weet wat jy nodig het nog voor jy vra. Hy ken jou hart. Hy ken jou worstelinge. Hy ken jou seer. Hy ken jou sonde en daar is oorvloedige liefde vir jou. Want hy ken jou. Want Jesus het alles gedoen. Hy het alles gedoen. En weer eens, wanneer jy sit op sy skoot, is alles oukei. Alles is oukei. So ligpunt, ek wil julle terugroep na die verhouding toe. Daar's soveel wat ons doen, maar ons doen nie die belangrikste ding nie. Ons kom nie by ons Pa uit nie. Kom ons geniet die kosbaarste ding wat Jesus vir ons gewen het. 'n Verhouding met God. Amen. Kom ons bid saam. Vader in die hemel. Selfs die woorde Vader klink anders. Pa. Veilige Pa, liefdevolle Pa. Bring ons weer na U skoot toe. En daai laste op ons harte, daai worstelinge, daai vrees wat U weet, ons almal mee sit. Gee dat ons U sal vertrou met dit. En die veilige, bonatuurlike vrede sal ervaar van 'n verhouding met U. Kom en red ons weer opnuut. En mag ons nie vergeet van hierdie verhouding wat ons het nie. Mag ons dit koester as die kosbaarste ding. Mag ons nooit die hemel soek sonder U nie. En mag ons opnuut besef, U is die hemel. Ons bid hierdie dinge
In Jesus naam alleen. Amen. Dankie Johan. Vriende, kom ons staan.